Goeiemôre en baie welkom by ons Vrydag Hoogtepunte program. Ek is Razan McKenzie. Ons het hierdie week meer oor 'n nuwe Afrikaanse KI-toepassing genaamd Kudu geleer. Moeg gesukkel het op Superhelddag by ons kom kuier en ons hoor hoe hulle elke dag lewens verander. Ons het ook met Roman Cameron gesels oor hoe hy by Adaptive CrossFit betrokke geraak het en C4. Lucinda Bosch het ons meer oor 'n skryfwerkswinkel en oor waar haar kreatiwiteit vandaan kom vertel. En Margriet Meyer-Rudenbeck het met ons gesels oor haar verhoogproduksie saam met Frank Opperman. Kudu is een van die eerste volwaardige KI-toepassings in Afrikaans en bring alles van kletsfunksies en nuus tot opvoedkundige hulpmiddels op een platform bymekaar. Ons het die week met die stigter van Kudu, Piet Botma, gesels om meer uit te vind. Wat presies is Kudu en hoe het die idee vir hierdie toepassing ontstaan? Kudu is basies 'n Afrikaanse superapp. Jy kan dink daaraan as 'n ChatGPT in Afrikaans, maar ons het verskriklik baie ander hulpmiddels bygesit. So die hoe kan ek sê die core funksie is KI klets, maar die hele idee agter dit is om dit maklik te maak vir nie-tegniese mense wat kan basies iets insit en dan kom iets aan die ander kant uit wat hulle wil hê. So waarom Kudu? Ek bedoel die naam Kudu. Dit is lekker Afrikaans, né? Ja, dit sê lekker. Dis een van my gunsteling diere, dis 'n sterk dier, is 'n glansryke dier en hy kan oor enige heining spring wat voor hom gesit word. Kyk nou net daar, dit is vir my baie kreatief. Nou goed, mense hoor baie van groot taalmodelle en KI-stelsels. So ek dink die groot vraag is, werk Kudu met behulp van dieselfde beginsels, jy weet? Ja, so ons het basies 'n harnas gebou bo op 'n groot model. Ek meen dit gaan miljoene rande kos om jou eie model te leer. So ons gebruik die bekende modelle wat oral in die wêreld jy weet die bestes is. En wat lekker is van Kudu is dat sodra daar 'n beter model uitkom, dan sit ons net ons harnas wat klaar gebou is bo op die model en daar het jy weer die beste model. Ja. En hoe word, jy weet, kunsmatige intelligensie deur middel van Kudu dan, ek wil amper al sê, gestruktureer? So ek het AI of KI begin gebruik baie aan die begin. Ek het begin programmeer voor KI daar was. Ja. So ons het aangesukkel, jy weet, op internetforums as ons probleme gehad het, ons kon nie net vinnig iets gaan soek het nie. En soos wat ek ChatGPT en Claude en Gemini gebruik het ek begin notas maak van al die foute wat hulle in Afrikaans maak. So alhoewel hulle kan Afrikaans praat, maar hulle pas baie Engelse of Duitse logika toe in die taal. Ja. So dan sal jy sien, dan is daar woorde wat dalk, want kyk, hulle voorspel wat volgende moet kom, né, die model. So hy gaan partykeer dan 'n ander woord voor 'n ander woord sit wat nie daar moet wees nie. Ja. So ek het al daai reëls, jy weet, as 'n harnas gaan bou vir Kudu wat bo op daai model is en dit is basies die model se reëls wat hy moet volg. Hy weet presies in watse Afrikaanse reëls en hoe hy moet praat. Ja. Dis baie goed om dit te hoor, want ek dink veral wanneer dit kom by iets soos vertaling. 'n Mens hoor baie keer dat mense nogal baie te sê het oor die feit dat dit 'n anglisisme is of dat dit nie sin maak nie. Presies, So dit klink my of dit dalk 'n bietjie meer gevorderd is. Presies, as ek vir mense vertel van Kudu, dan sê hulle dis maar hoekom, jy weet, in Afrikaans, ChatGPT praat Afrikaans. Ja. En dan gewoonlik so 'n week later dan sal hulle my bel en sê, Ons verstaan nou. ja. So. Goed, so wat sê maak Kudu so uniek in vergelyking met ander KI-toepassings wat mense alreeds ken? Ek dink die maklikheid daarvan om dit te gebruik, en jy weet, soos byvoorbeeld, ek gaan nou net 'n voorbeeld noem, sê nou maar met gesondheid. Jy kan vinnig gou daarin gaan, jy kan sê jy wil 'n eetplan hê, jy kan kies tussen 5 of 6 opsies en jy druk 'n knoppie en jy kry 'n eetplan. En jy kry jou inkopieslys. Verstaan? So dit maak dit verskriklik maklik. Wat ons gedoen het is toe ons Kudu gelaunch het, dit was in einde Januarie gewees. Na so maand en 'n half het ons al die kletse geanaliseer en ons het gekyk basies waarvoor die mense die meeste vra. Jy weet, maak vir my 'n oefenplan, maak vir my 'n eetplan, berei vir my 'n preek voor. Verstaan, sulke tipe goed. En ek het gaan funksies uitbou waar dit outomaties gebeur. So jy kan net insit, ek soek 'n eetplan vir dit en dan kry jy die eetplan. Jy kan byvoorbeeld met die preek
preekvoorbereiding, ons het dominees wat dit gebruik. En jy kan byvoorbeeld insit dis vir 'n begrafnis of is vir 'n troue of die boodskap moet oor dit gaan. Dan gaan hy vir jou 'n Bybelversie kry waaroor die preek gaan en hy gaan die preek vir jou mooi uiteensit en jy kry dit in sekondes, ja. Nou, ek bedoel, dit wil vir my voorkom asof hierdie toepassing nogal heelwat funksies bied. Jy weet, van KI klets tot 'n fotostudio en dan ook nuus, het ek gesien wat vir my nogal interessant is. Ja. So, watter daarvan is die gewildste onder die gebruikers wat alreeds Kudu gebruik? Kudu, die klets is die gewildste, want dit is basies die hooffunksie. Maar wat ek nou gesien het is die gesondheid. Oefenplanne, eetplanne veral. Mense gebruik dit elke liewe dag. Ja. En dan die nuusbrokkies verfris elke 3 ure. So ons het 'n AI-agent of 'n bot wat elke 3 ure gaan soek na die nuus. Hy sit dit om in 'n opskrif en net 'n kort beskrywing, nie 'n hele volle berig nie. So jy bly op hoogte. En dan een van my gunstelinge is die daaglikse brood. So dit is elke oggend, ek dink 6:00, dan is daar 'n nuwe Bybelversie met 'n boodskapie vir jou. So jy het nie 'n dagboek nodig wat jy weet elke dag hoef deur te blaai nie. Dis op die app. Jy kan die Bybelversie lees, die boodskap lees en dit is gedoen, ja. En weer eens, alles waarna jy nou verwys in Afrikaans. Ek dink dit is juist wat so uitstaan van hierdie spesifieke KI-model. Nou, julle begin dit nou ook implementeer of vir skole daarvan vertel en so aan? Ja, so as daar enige skole is, julle kan my kontak op hello@kudu.app. En ons gaan dit vir die eerste 50 skole gratis aanbied. So die onderwysers en die leerders kan dit gebruik. Daar is Kudu Leer wat vir leerders is, waar jy verskillende tegnieke het van studiemetodes het. Byvoorbeeld as ek net vinnig gaan op die Feynman tegniek. Dit is waar jy basies, jy kan soos 'n onderwerp intik of 'n PDF oplaai of 'n foto van jou boek neem wat jy oplaai. Jy verduidelik dan vir die KI waaroor dit gaan, jy weet, en hy kom dan terug na jou en sê vir jou, okay, jy ken die dele goed, jy ken die dele nie goed nie, jy moet fokus op dit, gaan leer dit. Dit is wat vir my baie nice is. Ek dink ek sou dit gelike het om so iets op skool te hê. So dis 'n hulpmiddel. Ja, presies. En dan vir onderwysers is daar goed, soos byvoorbeeld om 'n lesplan te maak, jy weet, lesse te beplan, werkkaarte te maak, hoe kan ek, dis is eindeloos, jy weet, die wêreld is ons oester. Dit wil vir my voorkom asof dinge nou eenvoudig net te maklik word, Piet. Maar goed, waar kan ons kykers, jy weet, hoe kan hulle Kudu in die hande kry of toegang tot Kudu kry? Dit is op die Apple App Store en die Google Play Store. Jy kan net soek vir Kudu, K-O-E-D-O-E, of jy kan op ons webwerf gaan, kudu.app. En dan net laastens, in 'n paar sekondes, wat sê is een van die grootste uitdagings om so iets in Suid-Afrika te ontwikkel? Om mense te kry om dit te gebruik. Ons was gelukkig, ons staan nou op net so 7000 gebruikers. Maar dit is moeilik om vir iemand te verduidelik sonder dat hulle dit gebruik wat dit werklik is. Ja. So nou maak jy almal net nuuskierig. Baie dankie dat jy vanoggend by ons kom kuier het. Ja, en baie sterkte ook met die res van die ontwikkeling van hierdie platform. Baie dankie. Ja, ons sit elke week nuwe goed by, soos wat ons, jy weet, versoeke kry en ons doel is net om almal se lewe so maklik as moontlik te maak. Bly net waar jy is. Ons is nou terug. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom
Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Jy kyk goeiemôre, good morning. Dit was internasionale superhelddag die week en ons het met ware superhelde gesels. Moegesukkel is 'n organisasie wat nie net kos en skuiling bied nie, maar ook vaardigheid, tweede kansse en nuwe beginne vir mense wat dit die nodigste het. Die stigter Jacques Papenfoos was hier saam met Rian Swart en hulle het ons kom vertel oor alles waarmee Moegesukkel besig is. Baie welkom aan albei van julle. Dankie, môre. Dis wonderlik om julle weer hier te hê. Nou, ek wil graag begin met Moegesukkel. Ek bedoel, julle werk raak soveel mense, jy weet, van kos en skuiling tot werksgeleenthede, maar hoe lyk 'n tipiese dag by Moegesukkel? Ja, dis redelik 'n mond vol. Ek dink ons probeer baie fokus op die hoop skep in 'n persoon en ek dink dis 'n hele proses. Jy weet, as ons na Rian, hy's my held, dis hoekom ons vandag hier is. Ek het in die eerste videoetjie eintlik gesê Rian is my Here, maar dit gaan eintlik oor om 'n klomp elemente waar werkskepping en Rian help behoeftiges en ons almal doen dit saam om uit te kom by 'n punt waar 'n persoon wat voorheen soos niks gevoel het purpose het. En daai persoon dit kan uitleef. So 'n dag by Moegesukkel is 'n dag vol purpose. Dis 'n dag waar elke persoon tot iemand wat nie kan loop nie sit en lappe sny. Jy weet, jy kry klere wat geskeur is wat daar aankom en ons het tot spanne wat sit en lappe sny en dit dan in sakke sit. En so word die lappe dan elke persoon vind 'n plekkie en ietsie om te doen. Ja, en ek dink julle herstel ook menswaardigheid in die proses, jy weet, in soveel verskillende opsigte. Nou, julle praat baie of verwys baie na hoop en iets soos waardigheid. Hoekom is dit vir julle so belangrik, jy weet, met hierdie praktiese hulp wat julle bied? Ek dink die nood daar buite is so groot. Jy weet, ons kry per dag maklik tussen 200 en 300 boodskappe waar mense regtig vra vir hulp. Jy weet, ek en Rian self, ek kry oproepe waar jy met 'n tannie vir 5 minute oor die foon praat en dit net huil is. Ja. En dis nie lekker om nee te sê nie. Ja. Jy weet, as jy nou vir iemand moet sê jammer, ek het nie meer plek nie. So ek dink ons almal is 'n groot familie en ons almal werk saam om hierdie movement, as jy dit so kan noem, wat ook al dit is, hierdie hoop hulp proses te vergroot sodat ons meer families kan raak. Jy weet, ek kry 'n kind wat my boodskap stuur en sê, hoorie oom Jacques, my pa moes sy toolbox verkoop sodat ek op crickettoer kan gaan. En nou is ek terug, maar my pa het nie geld om weer 'n toolbox te koop nie. Ek voel skuldig oor dat ek cricket speel. Die element van armoede in daai huis is emosioneel so erg dat dit nie net die kos is nie, maar ewen die pa wat nie kan voorsien nie. En dis waar ek en Rian saamwerk, byvoorbeeld, en die hele Moegesukkel-span is om daai hulp te kan verleen aan iemand. Ja. Jy weet, ons kry versoeke van iemand wat 'n cricketstel soek. Ja. Daar's iemand wat die cricketstel pak. Dis 'n persoon wat voorheen op straat was. Daar's iemand wat die cricketstel gaan aflewer. Jy verstaan, so dis holisties. Ja, almal skakel op een of ander manier, jy weet, op so, ja, net so in en lewer 'n bydrae. Rian, hoe presies het jy betrokke geraak by Moegesukkel? Sjoe, my storie is nou al op Facebook baie. Is net amazing hoe ek so langs die pad 7 jaar klere verkoop het en ek het per ongeluk sy nommer gekry deur 'n persoon wat Jacques voorheen gehelp het, wat ook op die straat was. En hy sê, hier is die nommer, bel vir Jacques, hy gaan jou help. En ek het hom gestok op 'n stadium,
Hy het my daaraan gedink, laat ek maar by hom uitkom. En ja, toe het hy vir my ek hom gebel en ek eers aansoek gedoen vir 'n kospakkie, dit het nie uitgewerk nie. Toe ek ag nee. En ek het aangehou. En ja, eventually die oggend toe kom hy daaraan en ja, en hy het nog vir my gesê wat verkoop ek alles hier en ek wys hom en toe daar af toe escalate dit. Mense net begin geld inbetaal. Ek het vir 2 weke op 'n ek sal sê 'n haai gegaan. Want dit was net geld wat oral inkom, maar ek het dit prakties ook gebruik. Ek moet sê ek het nie 'n kar lisensie nie. Ek het nog nooit een gehad nie en ek sal 50. Toe besluit ek dis nou die opportunity en my vrou druk my en daar gaan ek. En nou het ek 'n kode 10 en daar's hy. Kan jy dit oor vertel? Ja. Jacques, op 'n persoonlike vlak, wat beteken dit vir jou om te sien, jy weet, hoe jy mense se lewens op so 'n manier aanraak? Ek dink dit gee my krag waar ek moet raak. Jy weet, want in hierdie werk dit kom met baie verskillende elemente. Elke persoon wat jy help, sit jy eintlik maar 'n klippie van sy seer in 'n rugsak en jy dra hom saam met jou. Want nou sit ek vanoggend weer hier. Rian se storie hoor ek ook nou eintlik. Ons is besig. Maar daai voorsiening het gemaak dat hy 'n lisensie kry. En daai lisensie wat hy het God klaar 'n plan mee gehad want hy ry nou fisies huis tot huis. Ons het 750 families. Voorheen het ons gesukkel, ons nie iemand gehad wat kospakkies fisies net ry en aflewer nie. Ja. Gesukkel om kospakkies by mense uit te kry. Yes. Dit wat gebeur het so ver gegaan dat hy nou 'n lisensie het en dat God hom nou kan gebruik. Nie vir my nie. Hy's my Here. Dat God hom nou kan gebruik om elke dag by daai mense aan te kom en raai wat bring hy? Hy bring nie net kos nie. Hy bring hoop want hy weet hoe hulle voel. En hy verstaan in daai oomblik wat om vir hulle te sê en hoe om hulle ook deur daai moeilike situasie te kry. En dis wat vir my beteken. Dit beteken vir my dat hy God bly en beheer. Kyk wat het hy in Rian se lewe gedoen. Ja, en jy kan werklik getuig, jy weet. Ja, definitief. Van hierdie Definitief. bydrae wat so 'n organisasie ook tot jou lewe gebring het. Yes. Vertel ons 'n bietjie meer van die Jy is Kosbaar projek. Sjoe, hy het nou al baie ontwikkel. Ons sal nou hierdie week ek's nou eintlik maar 'n guldige geleentheid. Die mense gaan voor as dit op Facebook sit. Jy is kosbaar beteken dat elke persoon in hierdie wêreld is vir God spesiaal en kosbaar. En elke persoon in hierdie wêreld het eintlik 'n roeping. En sodra jy besef hoe kosbaar jy vir God is, dan kan jy dit nie meer vir jouself hou nie. Dis wanneer jy dit begin deel. En dit is punt nommer 1, is om iemand te kry om te besef, hoor jy's kosbaar. Ja. En sodra hy dit ten volle het, leef hy dit uit. Want ons gaan almal kom op die dag waar Steve Jobs was, op die laaste dag van sy lewe, en dit gaan vra hoekom en waarom. En as ek en jy in hierdie proses iewerster, omdat ons verstaan dat ons kosbaar is, ons roeping vind, dan eindig die storie mooi. Sure, dit is baie mooi en diep. En almal moet met die roeping eindig. Absoluut. Ek wens ons het meer tyd gehad, maar dit is vir my so belangrik om ook uit te kom by die feit, want ek dink dit is 'n verskil op 'n ander manier. Julle help nie net mense nie, maar ook diere. Daar is 'n projek met die naam Moegechunk. Moegechunk, ja. Ons kry baie mense op straat met 'n hond. Jy kan nie ek het nog nie 'n persoon op straat gesien wat 'n hond het wat 'n hond nie goed versorg was nie. Ja. Jy kan nie die persoon vat en nie die hond nie. Maar nou jy naderhand al, ek dink ons het nou al 28 of 30 of nie, ek kan tel net diere. So daai diere, ons het nou skuilings vir hulle ook gebou sodat hulle ook veilig kan wees, dat hulle nie mekaar beklei nie en 'n klomp ander goeters tot hulle mekaar leer ken. En ja, dis eintlik waar dit gaan. En dan het jy baie diereliefhebbers. Ja. Wat jy kry party mense wat net met diere wil werk. So hy kom van die straat af en ons sit hom dan in daai projek in. Nou, soos ek sê, ek wens ons het meer tyd gehad, maar die tyd het ons nou ingehaal. Net vinnig, want ons het sekondes oor. Waar kan mense meer inligting in die hande kry om 'n verskil te maak en te help? Moegesukkel Facebookblad of 073-329-5174. Ja, Moegesukkel Facebookblad, dis maar waar ons meeste van die goed doen. Goed. Jacques, Rian, baie dankie dat julle weer vir ons kom vertel het, jy weet, van die wonderlike werk waarmee julle besig is. Ons hou julle dop en ek is seker daarvan daar's mense wat sal help en nog bydrae sal lewer. Bly waar jy is, net hierna kyk ons bietjie terug na ons sport hoogtepunt van die week.
Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. Live in the moment, not in the worry, with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Fiksheid lyk nie vir almal dieselfde nie en dit is presies waar aanpasbare sport die spel verander. Adaptive CrossFit groei wêreldwyd en bewys dat grense verskuif kan word wanneer oefening aangepas word vir elke individu. In Suid-Afrika speel Wheelchair Holistic Adaptive Strength Conditioning program 'n groot rol om die tipe opleiding meer toeganklik te maak. Ons het met atleet Roman Cameron gesels oor sy reis, sy opleiding en hoe hierdie vorm van fiksheid nuwe deure oopmaak. Roman, eerstens baie welkom by ons. Dankie vir jou tyd. Ek dink mens moet seker by die begin wat het met jou gebeur? Hoe het jy in 'n rolstoel opgeëindig? Goeiemôre aan. Môre. Hallo Roos. Hallo. Ek het siek geraak so 5 jaar terug. Vitamin B12 deficiency minus spinal cord degeneration. So dit het gemaak dat my L1 tot L5 my larig seer kry. So dit is hoe ek kontrole van my onderliggaam verloor het. Was jy 'n baie aktiewe mens voordat jy siek geword het? Ja, ek het sokker gespeel. Ek was baie aktief en ek het ook weights opgetel, maar ek het nie geweet dit sal so gebeur dat ek eendag myself in 'n wheelchair gaan kry nie. Ek wil jou vra, jy kom vir my voor as iemand, as ek na jou Facebook bladsy kyk met 'n ongelooflike sterk wil. Maar hoe kom mens deur daai eerste jaar of so waar jy agterkom dat jy jou bene verloor het? Die eerste jaar van my recovery, eintlik ek was in 'n Tshwane Rehabilitation Hospital. Support system was baie goed, maar toe ek gedischarged was nou waar ek moet reality nog gefase het op my eie. En die eerste jaar was bietjie challenging om society weer te mense moet jou welkom in society. So dit was bietjie tough, maar soos tyd gegaan het met my familie se support was het ongelooflik om deur te kom. Het jy enige rolmodelle gehad om te kyk en te sien, luister, ek gaan nou 'n rolstoel gebruiker wees. Hierdie is iemand wat ek regtig na opkyk en wat ek regtig kan sien, hierdie persoon het my geïnspireer om nou meer aktief te word. My coach, Victor. Ja. Victor was die enige wat my geïnspireer het om adaptive CrossFit aan te vat. Het jy CrossFit gedoen voor die... Nee, ek het nie geweet dat is CrossFit. Dis ongelooflik. En toe ek vir Victor ontmoet het, Victor met my gepraat. Eers het ek bietjie baie weghardloop as ek sien. En hardloop ek weg, ek het hom gesê, ek stel nie belang nie, maar toe hy my kry, toe sê hy my, kom try dit 1 keer. En ek het nie teruggekyk na dit. Toe jy besluit het, dis nou seker tyd, ek gaan dit nou doen. Wat het jou laat besluit? Ek wil CrossFit doen.
Die community, Ja. die disability, ek sê nie disability nie, ek sê differently able Ja. community. Dit was ongelooflik om saam met hulle te wees, van as mense met different disabilities, maar die determination wat jy sien op hulle gesig, die energie, die consistency, dit is alles wat gemaak het dat ek besluit het neem in my lewe om adaptive sports serieus te vat. En jy sê jy vat dit serieus, maar wat jy nie sê nie, en hierdie is 'n boodskap wat Wiek vir my gestuur het eintlik. Jy is op die oomblik 5de in die wêreld vir die going into the semi-finals of the CrossFit Games. That is huge. Ja. Dit is iets wat ek nog op my social media platforms gesit het nie. Hoekom nie? Maar Ja, dis die vraag. dit is iets wat ek wil gaan doen. Maar ek is 5de in die hip division. Dit is nou different categories. Ja. Maar in my category is dit die hip functioning. Ek leen nummer 5 overall. En ek is op pad in die semifinals waar die 14de Mei begin. Ek het gesien hoe jy 'n 170 kg deadlift in die stoel. Is 180. 100 is dit nou ons is by Okay, 180. Okay. Ja. Jammer. Dit maak 'n groot verskil. Nee. Hoe doen mense dit in jou scenario? Waar In jy my scenario, jy klim uit jou stoel uit, dan sit jy op 'n bench. Mhm. So op die bench sit jy, dan basically is dit nou waar jy jou arm, die een arm wys agter toe die ene wys vorentoe. So waar jy maak as jy opkom, tot die weight onder die bar onder die Ja, die so onder bench jou vast. bene met ander woorde. Ja. So ja. En geestelik, hoe doen mense dit? Hoe berei jy voor vir dit? Want dis absoluut massief om soveel op te tel onder jou bene. Spiritually, ja, ek bid altyd vir krag. Ja. Dis een is dat en ek gee altyd die Here die eer van was dit nie vir die Here en waar sal ek geweet het? Dis 'n God-given talent. Ja. So spiritually, ek prepare myself. Ek is altyd besig om te bid in stilte. Ek mag my oë oop hê, maar ek bid altyd en vra vir krag. En dan vat ons dit van daar af. So die semifinaal gebeur vanaf 14 Mei. Ja, 14 En Mei. dan volgens hoe goed jy nou doen, is die kans baie goed dat jy wel na die games toe kan gaan. Ja, baie wat goed. in Julie gebeur in Amerika. Wat kan ons doen as 'n goeiemôre good morning gemeenskap om jou te help daar kom? Want jy gaan ons land se naam en jou eie naam baie hoog hou daar. Ek het geen twyfel nie. Dit begin op die 14de Mei en dan skop dit af vir 3 dae. Dan word jy gekies om in die top 10 te wees. Die top 10 is wat games toe gaan in Amerika. So in Amerika, obviously, dit is die visa application wat ek mee help nodig het. Dit is die funding vir die verblyf, vir die competition entrance, die vlugkaartjies. Dit is alles wat ek funding nodig voor. Soos die application, die vlugkaartjies, die verblyf en die competition entrance. Maar Ross, Arnold, soos jy nie weet nie, Ross is een van my is een van die mense wat ek al baie teen gecompete het en vir die jaar is Ross een van my partners. Hy het my gesê voor ons begin het hy so nee, okay, in die mixed pace competition. So it's someone who's differently able and then an able-bodied athlete and you compete together in the competition, and he just commandeered me to be on his team. So 20th of June we will be at the competition together. That is amazing. We're rocking it. I have no doubt about that. What other fundraising will you be doing to get yourself there? Want die kompetisie is nou natuurlik een ding. Ons gaan almal daar wees en post daaroor en bewusmaking skep. Maar watter ander goed, hoe kan mense jou help? Enige ander funding is fine met my. Like, ek is available om enige funding te vat. En hoe kry mense vir jou in die hande? Hoe doen hulle dit? Is Op my Instagram handle is dit Roman Eugene. Op my Facebook handle is dit Roman Eugene Cameron. Goed. En obviously ek sal vir Ross, my nommer is 065-982-5280. Ek moet jou ook net vra, baie vlugtig, jy doen diepsee duik. Ja. Dis ongelooflik. Scuba diving. Ja, scuba diving. Ja, mijn handicap scuba diving is 'n vriend van my wat ook in die adaptive sports is. Sue Jordan. So ek kan altyd met hulle so daarna toe. Soos Nola was in Mozambique. Ek kon nie gegaan het want ek wil prepare vir die kompetisie. Ja. So ja. Ek vind dit absoluut ongelooflik. Jy is 'n voorbeeld
en 'n inspirasie vir ons almal. En Dankie, Arnold, jy laat my waardeer eintlik skaam voel. Ek het nie gisteraand gaan hardloop nie en ek gaan nou 2 keer vandag hardloop. Jy moet nie worry nie, dit is deel van dit is deel van die proses. Roman, baie dankie vir jou tyd en sterkte vir die kompetisie. Ons wens jou die beste toe en ek weet jy gaan die knoop deurraak. Dankie. Jou gesondheid verdien kwaliteit wat jy kan vertrou. Met Gulf Drug Company kry jy bekostigbare noodsaaklike medisyne vir die hele gesin, van pynverligting tot vitamiene en sommer veel meer. Gulf Drug Company fokus op hoë kwaliteit en internasionale standaarde sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag om meer van pynblok te ontdek en neem beheer van jou gesondheid. Gulf Drug Company, kwaliteitsorg elke dag. Bly waar jy is. Net hierna kyk ons terug na my gesprek met Lucinda Bosch. Live in the moment, not in the worry, with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Een van ons gaste die week was iemand wie se kreatiwiteit nie in net een boksie pas nie. Van musiek saam met die Melktert-kommissie tot haar eie visuele kuns en skryfwerk, Lucinda Bosch het kom kuier en ons vertel oor haar kreatiewe reis, haar betrokkenheid by Skryfnet en alles wat nog voorlê. So lekker om jou hier te hê by Goeiemôre. So heerlik om hier te wees, dankie. Jy is so 'n algehele kreatiewe mens. Ek kyk na jou kuns wat ek altyd sien op sosiale media en jou skryfwerk, jou musiek. Hoe pas alles by mekaar in terme van jou kreatiwiteit? Ek is mal daaroor om te skep of my hande besig te hou. So as iets vir my 'n bietjie te min uitdagend is, te maklik raak, dan hou ek daarvan om iets anders te probeer. So ek is mal daaroor ook om in prentjies te dink. So as ek liedjies skryf, dan vorm ek gewoonlik eers 'n prentjie in my kop en skryf om dit en dieselfde met kuns natuurlik. So dit voel vir my so pas dit by mekaar. Dis alles prentjie gedrewe. So voel jy asof jou verskillende kunsvorms almal uit dieselfde kreatiewe stem uitkom? Ek voel eintlik nie so nie, want my balpunt tekeninge is baie eksie perfeksie en dan my ceramic goed is bietjie meer, ek het 'n ma geword onlangs, so dit is 'n bietjie meer speels en kleurvol en ek voel die twee vul mekaar goed aan, want dit is asof dit twee verskillende plekkies is wat juk in my kreatiewe aura of lewe en dan krap ek albei. Is daar nou nog iets wat jy regtig graag wil aanpak? Want jy skryf, jy doen musiek, jy's 'n mamma, jy's net so 'n volronde mens. Wat wil jy nog aanpak in terme van jou kreatiwiteit?
Ek wil bitter graag 'n cabaret doen by 'n kunstefees. So ek skryf en ek het ingeskryf en so ons hou duime vas, dit gebeur hierdie jaar, maar ek sal so graag by 'n kunstefees iets wil doen wat nie onder die vaandel van die Melkterkommissie is nie, wat meer 'n solo projek is. Dit wil ek baie graag doen. Jy noem nou die Melkterkommissie en ons het onlangs gesels oor daai nostalgie van MK dae en al daai hele beweging wil ek sê. Mis jy dit en wanneer sien ons nou weer die Melkterkommissie is besig om op te tree? Ek mis dit verskriklik, maar ek mis die mense, want mense het is in so interessante tyd van jou lewe wat jy jou blokkies bou, wat jou fondasie is vir jou groot mens lewe. En mense het 'n groot impak op jou lewe dan en om hulle dan minder te sien want almal het nou kinders en vaste werke en so is moeilik, maar die Melkterkommissie doen nog optredes, maar minimaal. Seker 4 maar dis hoekom ek vra. So dit is eintlik dan nou lekker, jy weet, want dit is nie meer so, ons moet nou soveel optredes 'n maand doen om 'n huur te betaal nie. Dis nice. Ja. Ek wil 'n bietjie gesels oor jou werk met Skryfnet. Wat behels dit? Skryfnet het 'n skryf skool of 'n skryf ding wat jy kan inskryf om 'n liedjie te leer skryf. En dit is met Dion Meyering. Dit begin aanlyn die 4de Mei en ek kom in die 5de en die 6de Junie met die praktiese gedeelte wat ons bymekaar sit om 'n tafel en jy speel vir ons die liedjies waaraan jy werk en ons help jou om 'n bietjie te werk daaraan en dit bietjie te tweak. Die ding wat ek mal is oor is ek is mal daaroor om op skryfkursusse te gaan. Ek was nou al 2 keer by een saam met Rihanna Skeepers, want mens leer so baie by ander mense en dit is vir my iets wat ek koester, is om fisies saam met iemand aan 'n tafel te sit of in aangesig met iemand te wees en by hulle te leer. Al is jy reeds 'n liedjieskrywer al vir hoeveel jaar, dit maak nie saak nie, mense kan altyd nuwe dinge leer by mense en nuwe inspirasie by hulle tap. So ek sal mense aanmoedig, al is jy 'n liedjieskrywer alreeds, maar jy is net geïnteresseerd om dalk net weer ietsie, 'n vlammetjie te, jy weet, wakker te maak, dan kan jy inskryf. Dit is regtig lieflik en Dion Meyering is 'n wonderlike mens. Hy is so kreatief en hy's 'n sagte mens wat vir my altyd ook help as jy met kreatiwiteit werk. Jy weet, as mense empatie het. Ons het nou net gepraat van MK, daai is glaskas Dion Meyering, Hy was glaskas en hy was saam met Bouwer ook in Dans Lisa. O ja. Daai era was regtig net untouchable wanneer dit kom by kreatiwiteit. Is almal 'n liedjieskrywer? Het almal 'n liedjie binne hulle, dink jy? Ek dink almal het 'n storie en wat is 'n liedjie anders as 'n storie? So as jy voel jy het iets wat jy wil vertel of wil deel, dan kan Dion en ek jou definitief help om dit te struktureer sodat dit 'n liedjie kan wees. Jy het regtig op 'n jong ouderdom begin liedjies skryf. Wat was dit aanvanklik wat jou laat begin het? Ek gaan dood eerlik wees met jou en dit nou, omdat ek nou 'n ma is, het dit my nou herinner daaraan. Ek was verskriklik lief vir animasie toe ek klein is en dit is mos altyd baie musiek gedrewe. Maar van kleins af het ek liedjies opgemaak om goedjies te onthou. Selfs toe ek studeer het ook het ek dit gedoen. So ek weet eerlik nie waar dit kom van, jy weet waar dit vandaan kom nie, maar dis iets in my wat die lewe vir my lekkerder en makliker maak, is om te sing oor wat ook al vir my uitdagend is. Ek kyk so na jou en jy lyk vir my asof jy elke aspek van jou lewe net geniet. Jy het kreatiewe uitlaatkleppe, jy is net so Lucinda. En dit is vir my net so pragtig. Jy doen ook Pilates afrigting. Verduidelik bietjie daarvan. Jy het 'n nuwe studio nou. Ja, ek het begin met Pilates want omdat ek so lank gesit en teken het met verskriklike slegte postuur, het my skouers seer geraak en toe begin ek om Pilates te doen en ek het so verlief geraak daarop want dit is so gefokuste manier van oefen en dit bring jou soort van in die oomblik in. So dis nie 'n ding wat jy moet gaan doen want ek moet nou gaan oefen om 'n sekere manier te lyk of so nie. Dis vir my amper 'n ding om te gaan doen om myself te gereed te kry vir die dag of ontslae te raak van die dinge van die dag. So Pilates is vir my 'n lieflike manier om met mense te connect en ook omdat dit 'n manier is wat 'n mens vir iemand moet verduidelik stadig hoe om te beweeg, is dit ook prentjie gedrewe. Want ek dink byvoorbeeld as jy nou uitasem, moet jy jou ribbetjies na mekaar bring en dan dink ek jou ribbes vat hande. Jy weet seker goed, dis vir my so poëties om te speel met dit. So dit is vir my 'n lekker manier om 'n leefstyl
te leef wat gesond is, maar ook fun is. En iets wat jy jou dogter ook kan leer. Precies, en jy gesels baie veral op jou sosiale media oor ma wees en ek dink dis iets waaruit jy so baie vreugde kry. Wat is vir jou die lekkerste deel van mamma wees? Om haar verbeelding te koester. Om saam met haar te loop in die tuin en te soek vir slakkies of vir haar te sê in watter blommetjie bly watter diertjie. Dit is vir my so mooi. Die deel van ma wees wat vir my die belangrikste is dat ek weer 'n kind kan wees. En dit is lieflik en dit maak my skoon emosioneel om daaraan te dink. Dis ook so lekker om te sien hoe hulle persoonlikheid ontwikkel. Hulle word sulke mensies en hulle soos wat hulle groter word en meer ontwikkel is hulle meer onafhanklik van jou, maar dit is eintlik lekker om dit te sien, al is dit soms bietjie hartseer. Terug na die kursus, skryf net waar kan mense meer inligting kry, waar kan hulle kom aansluit by die kursus saam met jou en Dion Meyer? Skryf net .co.za is die maklikste. Dan op hulle webwerf sal jy nou al die inligting kry en daar kan jy ook inskryf en ek dink daar is ook 'n manier wat jy afbetalings kan doen op sekere maniere wat ook makliker is nou so daar. So asseblief gaan kyk net daarna en dan hoop ek sien jou die 5de of die 6de Junie as ek bykom. En Lucinda, waar kan mense vir jou volg? LucindaArt.co.za of op Instagram Lucinda Rosa Bosch. Baie dankie. Jy is soos 'n lig in mense lewe. Dit was regtig nou wonderlik om met jou te gesels vanoggend. Dankie Rosanne. Dankie. Ons is nou terug, so maak seker jy bly net waar jy is. Hallo. Ek is Joannie Swiegelaar en jy kyk Good Morning, Goeiemôre. Hallo, ek is Dousie en jy luister en kyk na Goeiemôre, Good Morning. Hi, ek is Albert van Wyk en jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Die Suidoosterfees is 'n jaarlikse hoogtepunt op die feeskalender. Die Kaapse Fees vind plaas tot die 3de Mei en bring van die jaar 'n magdom produksies op die planke wat reeds suksesvol op ander kunstefeeste in die land opgevoer is. Ons het met iemand gesels wat besig gaan wees en omtrent van die een verhoog na die ander gaan hardloop, soos wat dit vir my klink. Margit Meyer-Riedenbeck het kom kuier. Môre Elsa, dankie. Nou goed, daar is die eerste vir alles. Dit is my wonderlik om uiteindelik die voorreg te kan hê om 'n onderhoud met jou te kan voer, maar voor ons daarby uitkom, wat is jou geheim? Want ek bedoel, jy gaan definitief besig wees
Ons gaan nou vanoggend op 2 produksies gesels. So hoe doen jy dit? Elsa, ek dink nie ons het 'n keuse in ons bedryf nie. Jy hou aan met werk skep sodat jy kan werk. En die wonderlike ding is, ek glo daaraan hoe besigger jy is, hoe meer tyd het jy. Die ouens wat sit, het nie tyd vir enigiets nie. Maar sodra jy my brein is te besig. As ek gaan niks doen nie, dan gaan ek nonsens aanvang. So ek hou is eintlik om my uit die kwaadheid te hou dat ek so besig bly. Nou jy moet asseblief altyd besig bly want dit is hoe ons weet daar is uitmuntende produksies waarna ons kan gaan kyk. So kom ons begin met Eerste vir alles. Dis 'n produksie saam met Frank Opperman. Waaroor gaan hierdie produksie presies? Ek is baie opgewonde. Dit is 'n debuutproduksie. Ek weet jy sê daar's baie van die ander produksies wat by die ander feeste was. Suid-Oosterfees en die Vrystaat Kunstefees het Hanne vas saamgevat en saam met die Het Janies Maree Fonds het hulle dit op die planke gebring. So hulle het vir ons die geld gegee en gesê, daar gaan julle. Ek en Frank het 300 jaar voor Christus saam skouspel aangebied. En toe het ons al begin sê ons gaan 'n show saam doen. En toe laas jaar toe kom in November weer raakloop. Toe sê ek, weet jy, ons sê elke keer dit vir mekaar as ons dit mekaar sien. Dis soos kom ons braai. Ons gaan nog braai. Toe sê ek ons moet nou begin. Ons hoef nie te braai nie, maar as ons wil braai, moet ons dit dalk doen voor ons uit die emmer skop. En toe sê hy, "Chap." En toe sê ek, "Oké, het jy 'n idee?" So die hele idee van Eerste vir alles is Frank Opperman se idee. Hy sê toe vir my, "Kan jy nou imagine, Adam en Eva, hulle was regtig honderde jare oud. Hoe het hulle dit mekaar uitgehou? Jy weet, om honderde jare saam 'n pad te stap is nogal 'n indrukwekkende gedoente en sy het 56 kinders gehad. Jy weet, dit is nogal 'n bedrywige storie daar." En ek sê, "Oké Frank, met wie wil jy graag werk?" Hy sê toe Wessel Pretorius. Wessel Pretorius is die teksskrywer en hy is ook die regisseur van die produksie. En nou moet ek vir jou vra, ek meen dit moet tog sekerlik baie interessant en grappig wees om so iets saam met Frank aan te pak. Is daar miskien 'n interessante staaltjie wat jy met ons kan deel? Frank is amazing. Kyk, hy is volksbesit, dit weet ons almal. Jy hoor sy stem. Hy het so lekker harde, bulderende stem. My stem is baie sagter. Gister het ek juist gesê, "Nou wat nou?" Toe sê sy, "Maar Eva mag maar 'n bietjie sagter praat." Maar sy bulder ook lekker terug wanneer hy haar mal maak, hoor, moenie worry nie. Frank is voorberei, dinamies, altyd reg. En wat wonderlik van Frank is hy het altyd tyd vir almal. Ons het gerepeteer by die Boerteater en dan mense stap in, weet, mense van die straat en hy gesels, hy het altyd tyd vir en dis regtig. Dis nie opgemaak nie. En ek dink dit is hoekom hy so besonderse akteur is, want hy sit nie aan nie. Hy is genuine net 'n nice mens en hy's 'n plaatjie. Hy gee nie om sy naam gat te maak nie. Ek as jy by verhoogste moet jy maar jou naam gat maak nou en dan, want alles gaan mos vir nie perfek vandag een af nie. Staaltjies, ag ek gaan nou vir Frank spaar, want anders gaan hy my uithaal op die verhoog. Nee, en ek dink dit is die ding van hom wat ook uitstaan, jy weet, wanneer mense onderhoud ook met hom voer. Ek dink die stories wat hy ook altyd het om te deel, 'n mens hang behoorlik aan sy lippe. Maar goed, hoekom sal jy sê moet mense die spesifieke produksie kom kyk? Ek wou net vir jou sê, ekskuus, ek het in die rede geval. Hy het altyd 'n storie. Frank se lewe bestaan uit stories. Dis ongelooflik. Hoekom het die mense die produksie kom kyk? Want dis komedie, maar dit is, so met ander woorde, Wessel is ongelooflik talentvol. Dis slim komedie, maar jy gaan nie dom voel nie. Want ek haat dit om in 'n teater te sit en dom te voel, dink, waaroor praat hulle nou? Nou lag ek maar saam soos die keiser se klere. Want ek nie 'n klou nie. Dit is nie so 'n produksie nie. Ons wil graag die hele land vol toer. Ons wil in elke saal in die land gaan optree. Dit is snaaks, maar daar's tog baie nostalgie en pathos in. Dit gaan oor verhoudings. Onthou net, eintlik, dit gaan oor Adam en Eva, maar dis nie, want almal sê, "Ooh, wat het julle vyeblare aan?" Nee, ons het nie vyeblare aan nie. As Frank nou hier gesit het hy gesê, "Is Markitos is kaal." Dit is sy favourite grapjie om te maak. Ons is kaal, sê ja, dan gaan die daar's 3 mense ook nou loop. Maar dit gaan oor die prototipe. So hulle is die eerstes. Hulle is die eerstes wat leer soen het. Hulle is die eerstes om hulle self te ontdek. Hulle was die eerstes wat beklei het. Die eerstes wat tieners in die huis gehad het. Die eerstes wat al die kinders op die einde
ons ontmoet haar wanneer sy 450 jaar oud is. En dan gaan dit nie meer so lekker met haar en Adam nie. En dan is haar laat lammetjie op pad. En dit is vir haar erg. Dis 'n Leones-sindroom en sy besef sy gaan nou met Adam sit vir hoeveel 100 jaar nog. So daar's baie waarmee mense kan aanklank vind. Dis die eerstes, omdat dis eintlik 'n ontdekkingsreis. Jy het so 'n blik op al die eerstes van hulle, die eerste geboorte. Die eerste babietjie, jy het nie geweet wat kom nie. Wat doen jy met 'n babietjie? Ja, so daar's baie herkenning en ek dink wat die teks lekker maak is die gehoor weet eintlik wat kom voor Adam en Eva weet, want hulle het dit al beleef. Hulle was al deur 'n bekleierery. Hulle was al deur, of nie almal nie, maar baie was al deur baba kry. So ja, baie was al op hulle eerste date, weet hoe Eva haarself probeer mooi maak. Net daai tipiese, dit is baie soos 'n he said, she said, maar met 'n baie vars inslag. Goed, so in 'n neutedop sou ek sê moderne Adam en Eva. Nou wil ek vinnig, en ek dink nie ons gaan hierby stil staan nie, want ek wil probeer kyk of ek vir ouma hier in die ateljee kan kry. Maar 'n ander produksie wat baie opwindend is Ouma en die ou koeie. Ons weet ouma was nou al op pad en het die hele land plat getoer. Maar so ek gaan dit daar laat. Ek gaan probeer kyk of ek ouma kan nooi om hier by my in die ateljee te kom kuier, want ons weet sy is baie snaaks. So ek gaan vir jou vra, is daar nog plek by hierdie produksies beskikbaar? En waar kan ons kaartjies en meer inligting in die hande kry? Daar is definitief nog kaartjies beskikbaar. Dit is by Webtickets. Op die Suidoosterfees se webtuiste sal jy al die inligting kry. En dit Suidoosterfees, ek wil net 'n baie groot pluimpie vir hulle gee. Dit is een van die lekkerste feeste in terme van alle kleure, geure, mense. Daar's so 'n vibe. Dis lekker om net daar te wees. En dis regtig 'n bekostigbare fees. Hulle subsidieer baie van die kaartjies. So dis 'n luukse om uit te gaan. Dis 'n luukse om teater toe te kom. Ek dink dis 'n luukse nie, ek dink is 'n noodsaaklikheid en as jy eers daar was, sal jy dit besef. En ja, as ouma vir jou kom kuier, sterkte vir jou. Jy kan haar probeer kry. Sy ry nog rond met haar Yaris hier deur die land. Ja, sy ry ongelukkig nog. Ja, sy ry ook in goeders vas, maar sy sê sy het versekering. Dis waarvoor sy dit het. Maar ouma is ook nie net grappe nie. Ouma is stories en ouma, hierdie nuwe ouma wat sy die ou koeie so oprakel, gaan ook elke ding wat ons doen in ons lewe. Baie dankie dat julle die week saam met ons deurgebring het. Geniet die lang naweek. Ons sien julle weer maandagooggend om 6:00 op Via.